Hi, julle, my naam is Carla Grobler, ek's 'n arbeidsterapeut van Centurion. So, hoekom kou party kinders hulle naels aan hulle kraag, aan hulle penne? Dit is maar 'n manier om te moduleer. Moduleer beteken rustig te raak. Yes, dit kan ook 'n teken van angstigheid wees, maar gewoonlik is dit maar modulasie. Rustig, kalm te raak. Dink aan 'n baba wat tummy suig of 'n kleintjie wat duim suig. Selfde ding. Okay. Ons is geneig as 'n kind iets doen wat ons as groot mense irriteer om vir hulle te sê stop dit, hou op. Maar dan maak ons dit juis erger vir hulle nie beter nie. So wanneer 'n kind se lyfie ietsie kry, soos propriosepsie, diep drukking, dan wil ons dit vir hulle gee, net op 'n meer sosiaal aanvaarbare manier. 'n 2-jarige wat dummy suig is great. 'n 4-jarige Okay. So vir daai kind gaan ons byvoorbeeld eerder 'n chewy hangertjie gee wat wanneer hulle wakker is om hulle nek hang. Dit lyk soos 'n Lego blokkie of 'n haartjie of 'n pendant of wat ook al. Autism Resources het, Nero Toys het, ek dink ewen Takealot het. Wat jy dan eerder vir hulle sê, kom ons byt hier aan. Want ons gee, ons vat nie weg nie. Van so 5,5 af, kaugom werk soos 'n bom. Ewen vir kinders in die klas wat moet konsentreer, kaugom. Ek weet die juffrouens haat dit, nie almal nie want hulle weet dit werk. Wortelstokkies, biltong. So ons kan nie net wegvat nie, gee net op 'n ander manier wat meer sosiaal aanvaarbaar is en ook minder geld kos as 'n nuwe skoolhemp. Kinders wat kou kan ook partykeer orale input soek. So ietsie in my mond. Dis kom ietsie wat kou, diepdrukking, propriosepsie en ietsie oraal voorsien. Indien julle my nodig het, ek is in Centurion 084-581-0644 of loer op die Utasa website vir 'n arbeidsterapeut naby aan jou.